As iemand in Christus is, as jy 'n nuwe skepsel, die ou ding het verbygegaan, kyk, alles het nuut geword. Nou, dit is die lewe van Jacques. U wat laasweek ingeskakel was, ons is weer vandag saam, Jacques, op hierdie program Encounters, en ons is so opgewonde om met jou te deel, 'n liewe kyker oor Jacques se storie, sy ontmoeting, waar alles gedraai het in sy lewe. Nou onthou julle wat ingeskakel was, as jy nou nie laasweek ingeskakel was nie, dan wil ek vir jy aanmoedig, gaan na YouTube toe, dan druk jy in Desmond Berry Encounters, en miskien laasweek se datum, laasweek was die, hoeveelste, jy sal weet, in elk geval, en dan sal jy die getuienis van Jacques hoor. Dis nie in diepte alles wat rondom die drug abuse gegaan het, maar veral oor hoe dit begin het, en wat se tipe drugs en al die goed. Maar ons gaan 'n bietjie weer daar aanraak. Jacques, so bly om jy weer vandag hier te hê. Hoe voel jy? Baie dankie. Dit is baie goed, pastoor. Baie positief en weer eens 'n voorreg om hier te wees, pastoor. Wonderlik, man. Ons gaan vandag 'n bietjie weer aangesels, Jacques, oor waar ons opgehou het laasweek. Ja. Ek weet jy het iets genoem van as jy kan kom by die plek, recovery is vir almal. Ja. Sobriety is vir almal. Ja. Ons wil net weer dit noem, dit is vir almal. Dit is vir almal. En dit kom met genade. Ja. God has given us the grace to be sober. Yes. Ek likes the way 'n mentor van my, ons roep hom Uncle Jakes. Yes. Ek likes the way hy dit uitbring. Hy sê it's a precious gift. It's the precious gift of sobriety. Jo. En elke keer as my mentor dit noem, en dan lyk dit so iets raak binnekant in my wakker. Because het is 'n gawe van die Here. Exactly. Ja. En so maar hy is ook 'n ou wat uit addiction kom? Yes, hy is my ek dink hy is my Northern Star. Ek dink hom sobriety is iets soos 45 years of sobriety. Ja, dit is 'n lang tyd. En as ons bly vir die Here. Ja. Jacques, ek wil eens met so onmiddellik inspring. Jy het begin op die ouderdom van 25 en het begin crack, rook. Dat begin by Dagga. Ja. Die drug wat ons dink is 'n casual drug. Is 'n casual drug. Dat is die gateway. As die gateway na pastoor. al die groter drugs. Yes. En daar dinge sommer lelik skeef geloop. Ja. 'n Ding wat jy genoem het is 'n vriend. Ja. So hierdie goed word altyd geïntroduce deur iemand. Ja. 'n Mens kan maar oral gekyk. Of dit die eerste drankie is, die eerste sigaret. Ergens is dit maar iemand wat sê, kyk, kom man, is broer, try. Ek het nog nie iemand geontmoet wat 'n suksesvol drug addict was nie. En ek het nog nie iemand ontmoet wat homself geleer het hoe om 'n pyp te stop nie. Aha. En ek het nog nie iemand gemeet wat homself geleer het aan die vlamskiet hier so. Nou hoor daar. As vlamskiet en as is 'n ander taal wat hier gepraat word. Maar anyway, Jacques, jou lewe het gedraai. Dit is 'n feit so duidelik as wat die lig skyn. Waar het dit begin? Ek weet jy's van die Oos-Kaap, East London. Jy het Kaap toe gekom, maar hoe dit gebeur? Ja. En vat ons gewoon van East London af, as 'n drug addict, op pad Kaap toe. Ek dink dit is alles was waar die ontmoeting begin het. Yes. Pastoor, ek wil eers groete vir u stuur van my mense af, die Recovery Community. Dankie. Daar van die Eikendal Support Group, onder Reverend Souls van die Congregational Kerk. Pastoor Delisha Howard en Gavin Lucas en Earl van Wyk en Denver Dreyer en al die leiers, hulle stuur groete vir jou en vir al die kykers. Baie dankie. Ons waardeer. Pastoor, ek dink na my tweede suicidal attempt het ek besef, jy weet by die plek gekom waar ons gepraat het, waar ons sê, genoeg is genoeg. Lang genoeg is lang genoeg, tot so ver en nie verder nie. I need help. En pastoor, ek is by 'n hopelose plek waar ek my identiteit verloor het, my karakter verloor het, my werk verloor het, tot my posisie in die familie. Ek was die laasborn van 8 kinders. En my familie kon nie vir my gehelp het met die addiction nie, because ek is die eerste
Ek is die eerste kind of die eerste sibling tussen 8 wat nou 'n ernstige drakprobleem gehad. Dit sou hulle hande is afgekap. Jo. Ek het 'n suster in die Kaap in Kraaifontein en ek het vir haar gebel en vir haar gesê I need an outcome. I need to get out of. Yes. Ek moet uit die lande uitkom. Ja. Anders te gaan hulle my begrawe. En onmiddellik het sy gesê ja. Ek het op 'n bus geklim. Ek onthou nog pastoor, dieselfde aand toe rook ek nog my laaste hit. Myself so gebrand met daai warme crackpyp dat my hande vol blaase was. Sure. Maar nietemin, ek het op die bus geklim die volgende oggend Kaap toe gekom en ek het langs aan 'n vrou gesit. Spesifiek 'n oulike wit vroutjie. En min weet ek dat sy 'n evangelist. Ja. En sy vra vir my, en ons het baie lekker gesels, en sy vra vir my, what's wrong with your hands? What are you gonna do in Cape Town? Ja. En dis tipe vraag wat ek vir myself gevra het. Because ek wil net escape. Ja, ja. Ek het vir myself gevra, wat gaan ek doen daar? En vir die eerste maal was ek baie vulnerable en ek het vir die waarheid gesê. En daai vrou in daai bus op pad van East London af, deur die Garden Route Kaapstad Bellville-stasie toe, het daai vrou in my lewe geprofiteer. Sure. Vandag manifest alles 10 jaar gelede, pastoor. Wow. 10 years ago, hierdie vrou het vir my gesê wat vandag gaan gebeur. Ek en jy op hierdie interview. En ek het waar gesit en kyk of sy mal is. I didn't know better. Sure. Die werke van die Here is groot, pastoor. Oh, jy kan dit weer sê, man. Is groot, pastoor. Ja. Jy weet, ek dink nou terwyl jy praat van op pad East London, Kaap toe. Het jy anders weet op verskillende maniere en plekke het ons al die Here ontmoet. Ja. Het jy hom al voorgestel aan ons en het gekom deur mense. Ja. Dis mos hoe dit mos maar is. Ja. En die woord het vlees kom word. Ja. En ons dink baie kere die woord het vlees geword stop nou by Jesus. Ja. En ek sê dit met alle respek. Ja. Maar God word deur mens geopenbaar. Ja. Kom ek sê dit so, deur vlees geopenbaar. Ja. Hy kom in die vorm van 'n mens en dis wat met jou gebeur het. Het die Here tot daar al iemand gebruik. Ja. Ja. En is so wonderbaarlik, soos ons gesels, dink ek aan 'n Bybelvers, my ma se geliefde ene. Yes. Psalm 116 vers 12, wat sal ek die Here vergeld vir al sy weldade? Die volgende vers sê, ek sal getuig tussen sy mense. So ek is weer bevoorreg om te getuig tussen die kruiskykers en sy eie mense. Wonderlik, man. Het voel ek kan sy kom ons gee die Here 'n prys. Maar Jacques, jy's 9 jaar as jy skoon. Ja, 9 jaar skoon. Deur die genade van die Here. Daar sê. Deur die genade van die Here. So hy het jou gered deur uit genade. Uit genade. En jy's skoon 9 jaar uit genade. Is 9 jaar wat hierdie hande aan 'n crackpyp en 'n glas bier gevat het. 9 jaar gelede. 9 jaar gelede. My Lord, ons eer God daarvoor. Nou, jy's nou van die bus af. Ja. Toe kom jy in die Kaap. Yes. Was jy na 'n rehab toe? Wat het gebeur? Ek het initially het ek gedink I don't need rehab. Okay. Ek het gedink ek het die rehab. Ek het die rehab nodig hê. But kom ek sê vir pastoor, die addiction part dat soos my lewe voor my uitspeel, die addiction part was maar net 'n drop in the ocean. I'm actually a broken child. Sure. That's the reality of Jacques. He's a broken child. Maar is ons almal maar nie gebroken nie. Ons het daai natuur van gebrokenheid. I was broken en 'n gebreekte mens soos ek gewees het needs rehabilitation. Sure. Although ek het nie 'n recovery community gehad nie. It was just me and my family, ek en my suster. Maar deurdat ek by 'n supportgroep aangesluit het, ek onthou pastoor, ek het ingeloop by daai supportgroep, die Eikenda supportgroep aan Kraaifontein, stikkend. En dit was 10 jaar gelede. Ja. Stikkend ingeloop by daai supportgroep en ek het vinnig my mense gekry. Yes. People that looks like me,
Mense wat dieselfde, hulle is daar vir dieselfde purpose as ek en ek het baie vinnig geconnect en is daar wat ek my eerste mentor, Antinetti, sy was my eerste recovery mentor, sy was die support group leader, het ek vinnig connect en vinnig besef, wat luister, dit lyk vir my, I'm gonna get out of this hole, dit lyk of ek gaan uit die gat uitkom. Maar wou jy? Baie graag. Okay. Daar was 'n hopeloosheid as jy my gekyk het. Oh. As if I don't care. Ja. Jy weet, hy sterk gesig. Ja. Maar binnekant het my hart gebloei vir iets groter. Sure. En dit is vir my so 'n mooi ding wat jy noem, want jy weet, ons kan baie keer kyk na die ou wat in dwelms is of in drank vasgevang is en dit lyk, die voorkoms lyk, ag man, die ou, hy wil nie gehelp wees nie. Maar binnekant is 'n ander storie. Ja. So die support groep om vir my, dat my suster vir my gevat het na 'n support groep toe wat om die draai was. Ons praat van genade. Ja. Die support groep was om die draai by my suster. Ek hoef nie taxi te gery het. Wow. Ek hoef nie lifts te gevra het. Ek hoef nie moeite. Dit was om die draai. Sure. So het jy geen verskoning gehad? Ja, dit was verskoning gehad. Nou maar nou, ek vra nou sommer, want ek weet jy's gelowig, jy volg Jesus Christus. Ek meen, regtig man, Jacques, ek sien dit in jou lewe, ek sien dit in oor jou. Jy weet, die glans van die Here, sy heerlikheid, sy lig. Jy het seker met 'n kerk geconnect. Vertel ons 'n bietjie hoe. Ek kom uit die congregational kerk uit, maar dit is my fondasie. Ja. Of kan ek sê die wortel uit die congregational kerk uit, maar in my support groep het ek 'n sponsor gekry wat vir my 'n rehabilitasie deur oopgemaak het by die Lofdal Restoration Center van die Lofdal International Kerk daar in Brackenfell. Ja. En ek dink, daar het ek ingegaan en vandag kan ek sê dat my fondasie is revival, because daar is 'n revival kerk en ek het sommer aangesluit by die kerk. So 9 jaar gelede het ek 'n sponsor gekry in Martens ons is in Martin. Wow. Het ek 'n sponsor gekry om in te gaan na 'n rehabilitasiesentrum toe by Lofdal. Ja. En daar het ek 'n encounter gehad met die Here wat my hele transformasie gebring het. Sure. Ek het 'n encounter gehad wat baie min addicts kry van die Here af. Ek het 'n encounter gehad met die Here wat die wortel van hy addiction en die generational addiction uit my lewe uitgeskakel het. Sure. Vertel so 'n bietjie van daai encounter. Pastoor, ek onthou ek het by die rehab aangekom en my mental health was al oor. Ek was net so maar gebreekte man. Ek dink ek was in my 30's. Ja. Stikkende man, stikkende drome. En ek was 'n baie ondankbare persoon ook. Die Here het my gechange, pastoor. Die Here het my radikaal verander en ek wil nie daar gewees het, because ek het sommer fout gevind met die facilitations en die plek, onthou 'n rehabilitasieprogram. The program is not specifically for you. It's for a group of people. En as jy nie inskakel in daai program nie, dan is jy uit. Ja. Verstaan? En die oggend skrik ek wakker met die gedagtes, ek gaan my suster bel om my te kom haal uit die rehab uit. Ja. Want ek kon nie opstaan nie, because dit het gevoel ek is paralyzed van my waist af. I couldn't get out of bed. I couldn't understand this pain. As amper soos 'n pyn wat jy het as jy diep babbelaas het. Ja. En jou liggaam voel so lam, jy kan nie die kooi klim. Dit het amper iets soos daai gevoel. Verskoon my. En ek lê in die kooi en ek sê vir myself, sodra ek beter voel, as my liggaam beter voel, gaan ek opstaan, 'n phone call maak, my sakke vat en loop, want my sakke is nog nie uitgepakkie. So jy's nog besig om te detox of? Ek is besig om te detox, yes. Hulle gee jou mos daai grace, daai 2 dae grace, 'n detox. Grace. En pastoor, ek het gelê en iewes skielik sien ek dat hierdie klein kamertjie groot raak soos 'n sokkerveld. Massive groot.
En ek sien iemand loop na my toe. En ek sien hierdie persoon het autoriteit. En ek dink myself, dis 'n polisieman. Miskien kan ek die polisieman vra om vir my te help hier. Ja. Maar hy kom nader en die autoriteit verander, pastoor, na 'n groter level toe, na 'n dokter. Yes. En ek sien die man lyk nou soos 'n dokter. En so hy nader kom, begin die autoriteit bietjie hoor te raak. En ek sien as 'n lawyer. En ek begin angs te raak van die atmosfeer in die kamer verander drastically. Ja. En hierdie pyn wat ek ervaar in my liggaam en gaan weg en ek voel so lig soos 'n veer. Soos iemand wat vir my kan blaas na een hoek toe. Sure. Pastoor, en ek sien dit is Jesus Christus homself. Wow. En my gedagtes hardloop terug na 'n plek in my tyd waar ek 'n addict was, waar ek elke dag vir die Here gevra het. Ek kon ook dit op 'n papier geskryf, dan skryf ek Jesus please save Jacques. Frommel ek dit op en dan skryf ek altyd op 'n papier, van ek kon nie gebid het nie. Pastoor, en my gedagtes gaan na daai tyd toe en ek sien al daai jare waar ek op papier geskryf het, Jesus please come save Jacques. Hier staan die man hier voor my. Sure. Pastoor, en ek skree soos 'n mal vark wat na die slagpale toe gaan. So gevaarlik en so anointing was daai encounter met die Here, en ek voel daar's goeie wat in my inbreek. Sure. En alles draai terug na 'n event toe in my lewe waar ek geabuse was. En hierdie man se gesig kom voor my. En hierdie man se gesig verdwyn voor my. En events in my lewe wat my gebring het na daai punt toe. Hierdie persoon wat advantage van my gevat het, wat my voorgestel het aan die krek. Dinge in my lewe flash voor my, maar is amper soos 'n storie wat eindig. En dan gaan dit net so weg, alles voor my. Ja. Ek kan maar sê ek het 'n deliverance encounter gehad op dieselfde tyd. Pastoor, en die encounter het aangegaan, het dit so gelyk, my liggaam vloei op die bed, my trane loop uit my oë uit, dit proe so soet soos 'n heuning, en ek skrik wakker, en amper so my liggaam val weer plat op die vloer, op die bed. Ja. Maar die eerste ding wat ek dink is, het die mense gehoor hoe skree ek. En ek spring op en ek gaan kyk in die gangen af, as daar iemand, en gelukkig was daar niemand in die recovery huisie. Ja. En ek sit op die kooi en ek vra vir myself, wat het nou gebeur? Ek ken nie encounters nie. Yes. I don't know. Ek ken nie encounters nie. Ja. En ewe skielik, pastoor, slaan die Heilige Gees van die lewendige God my in my gut, dieselfde spot waar ek die dragon gejaag het. Sure. Dieselfde eerste hit wat ek geslaan het, wat my hele lewe verander, slaan vir my op dieselfde plek. Op dieselfde spot. En ek sê vir myself, maar dis aan beter as krek. Sure. Dis aan beter as rocks. Pastoor, en ek sit en bewe. Jy weet, as hy hit jou slaan, dan bewe jy. Of jy pas uit. Ja. Because hy het sy werk gedoen. Dat is die steek weg. Soos hulle sê in die Kaap. Ja. Die steek weg. Ja. Die sterk werk van die Heilige Gees het my kom slaan op dieselfde spot. Pastoor, die trane loop van my gesig af, soos heuning, so soet soos heuning. And I said, it is done. Sure. I'm free. Wow. My verlossing van daai crack kokain is verby. Is verby. Pastoor, ek weet nie hoe smaak crack nie. Ek het dit vergeet because it was replaced. Wow. Jacques, ek sê ek sê jou vandag, liewe kyker, ek glo jy's ingeskakel, en ek meen, ek luister na Jacques, en ek word so vasgevang in sy getuienis encounter, want dit is wat hy gehad het. Maar iets wat vir my so mooi is, Jesus het 'n encounter, eerst as 'n polisieman, kyk gou wat kom by my. Eerst as 'n polisieman,
En dat kom vir my tevoorskyn, hy het jou gearresteer, Ja. toe kom hy nader as 'n dokter, Ja. en hy kom met genesing, en toe kom hy as 'n lawyer, hy kom tree vir jou in. Jy weet, dis hoe ek het nou sien in my verstaan Ja. van wat jy praat, en man, ek sê vir jou, en is so interessant dat die Here slaan vir Jacques. Ek gaan nie sê ek weet presies waarvan hy praat, want ek weet nie, Ja. maar ek het 'n idee, Ja. nadat jy verduidelik het, dat as jy crack gebruik of enige ander drank, Ja. hy het 'n spot, so Jacques verduidelik, hy het 'n spot waar hy vir jou slaan. Ja. En as jy vir jou daar slaan, dan is dit verby, dis nie verby. Ja. Jy gaan nooit weer amper terugdraai nie. Ja. Natuurlik as die Here jou mos die dag red. Ja. Ja. En wat vir my mooi is, dat die Here slaan jou by selfde plek. Hy selfde spot. So hy maak eintlik dit beter. En daai, liewe kyker, is God se genade vir u. God se genade vir ons. Dat die Here vat 'n gebroke laaitie. Hy's vandag 'n groot man. Hy's getroud, maar God vat 'n gebroke laaitie wat vir 9 of vir 12 jaar in dwelms, kokain, crack verslaaf was. God gee so 'n laaitie. Genade. Nou kom ons praat nou van genade. Ek het dit laas keer op my program genoem. Daar's baie wat mense sê en selfs gelowiges oor genade. Ja. And they think we have taken the message of grace too far. Ja. Maar ek verstaan ook aan een kant dat daar's mense wat miskien tot die ekstreem gaan. Ja. But ek praat nou nie van die ekstreem goed nie. Ja. Ek praat van, weet jy, ek het iets ontdek, Jacques. Grace will offend the religious. Sure. Grace will offend the religious. En as ons oor grace wil praat, dan praat ons vandag oor grace. Kom ons kyk na hierdie man se lewe. Ja. Jacques, jou lewe is vir my 'n story of grace. Ek meen enige een, maar ek dis jy weet die eerste keer toe ons nou praat oor jou testimony, toe kom dit net so by my. Jacques Botha, a story of grace. Ja. En Jacques, ons tyd het uitgeloop. Maar ons kom weer volgende week. Yes. Ons kom weer, liewe kyker, ons kom weer volgende week. Kom ons vertrou die Here. Ja. Kom ons vra die Here dat hy sal ingryp. Ja. Ek dink die Here het reeds al sy hand uitgestrek. Toe Jesus daar op die kruis hang, toe strek hy sy hande al reeds uit na die wêreld toe. Ja. En ek glo dat die Here gaan in huise soos hy in Jacques se lewe instap en net dinge radikaal omdraai. Kom ons bid net saam, Jacques. Kom ons bid net saam. Weet pastoor, my gebed vandag is dat die Here daai smaak van drugs uit ons kinders se monde uithaal. Amen. My gebed is dat die Here daai smaak van drugs uit u seun en uit u dogter se mond moet uithaal. Dit kan die man is, dit kan die man is, dit kan die vrou is. Yes. Dit kan die next door neighbor is met groot potensiaal. My gebed dat die Here daai smaak, soos hy die smaak uit my mond uitgehaal het, uit u seun en uit u dogter se mond moet uithaal. My God. Amen. Jacques het so pas vir ons gebid. En ons wil met dit afsluit. Ons vertrou dat daar gaan verandering kom, lewens gaan gered word. Daar's 'n nommer op die skerm, geliefdes. As jy wil kontak maak, my nommer is daar, daar's ook Jacques se nommer. En ons gaan volgende week 'n bietjie praat oor die recovery community. Yes. Ek weet dis iets baie na aan jou hart. Yes. So moenie uitmis hier. Volgende week en donderdag weer hier op Encounters, Kruiskyk TV om 9:00. Wees geseënd. Amen. Amen.